Julle, ons gaan aan met 2 kronieke vanaf hoofstuk 35. Hosea hou 'n plegtige Paasfees vir die Hemelse Vader. Daarna het Josia in Jerusalem die Pasga tot eer van die Hemelse Vader gehou, en hulle het die Pasga geslag op die 14de van die eerste maand, en hy het die priesters hulle dienspligte laat waarneem en hulle versterk, en vir die diens in die huis van die Hemelse Vader. Ook het hy aan die Lewiete, die onderwysers van die hele Israel wat heilig was, aan die Hemelse Vader gesê: sit die heilige ark in die huis wat Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel gebou het. Julle hoef niks meer op die skouers te dra nie. Dien nou die Hemelse Vader, julle God, en sy volk Israel, en hou julle gereed volgens julle families, volgens julle afdelings, ooreenkomstig met die voorskrif van Dawid, die koning van Israel, en die verordeninge van sy seun Salomo. Gaan staan in die heiligdom volgens die afdelings van die families van julle broers, die volksgenote, naamlik vir elkeen daarvan 'n afdeling van die Levitiese familie, en slag die Pasga, en heilig julle, en berei dit vir julle broers, om te doen volgens die woord van die Hemelse Vader, deur die diens van Moses. En Josia het aan die mense uit die volk afgegee, kleinvee, skaaplammers en boklammers, dit alles as paasoffers, en almal wat daar aanwesig was, 30.000 in getal, en 3.000 en alles aanwesig was, 30.000 in getal, en 3.000 beeste, en dit was uit die besitting van die koning. Ook sy vorste het aan die volk, aan die priesters en die Lewiete vrywillig afgegee. Hilkia en Sagaria en Jehiel, die vorste oor die huis van God, het aan die priesters as paasoffers 2600 stuks kleinvee en 300 beeste gegee. En Konanja en sy broers Semaja en Nathaniel en Hasabaja en Jehiel en Josabat, die owerstes van die Lewiete, het aan die Lewiete as paasoffers 5000 stuks kleinvee en 500 beeste afgegee. Die diens is toe gereël. Die priesters het op hulle plek gaan staan, en die Lewiete volgens hulle afdelings volgens die bevel van die koning. Daarna het hulle die Pasga geslag, en die priesters het die bloed uit die Lewiete se hand geneem, en dit uitgegooi, onderwyl die Lewiete besig was om af te slag. En hulle het wat vir die brandoffer bestem was, afgesonder, om dit aan die familieafdelings van die mense van die volk te gee, om aan die Hemelse Vader te offer, soos geskrywe in die boek van Moses, en net soos met die beeste. En hulle het die Pasga op die vuur gebraai, volgens die voorskrif, maar die heilige gawes in die potte en in kanne en in skottels gekook, en gou aan al die mense van die volk gebring. Daarna het hulle dit ook vir hulle self berei, en vir die priesters, wat die priesters en die seuns van Aaron was tot in die nag besig met die offer van die brandoffer en die vetstukke. Daarom het die Lewiete dit vir hulle self en vir die priesters, die seuns van Aaron, berei. En die sangers, die seuns van Asaf, was op hulle plek volgens die bevel van Dawid en van Asaf en Heman en Jedutun, die siener van die koning, en die poortwagters by elke poort. Hulle het nie nodig gehad om van hulle diens af weg te gaan nie, want hulle broers, die Lewiete, het vir hulle berei. Die hele diens van die Hemelse Vader is toe op die dag gereël, om die Pasga te hou en die brandoffers te bring op die altaar van die Hemelse Vader, volgens die gebod van die koning Josia. En die kinders van Israel wat aanwesig was, het die Pasga gehou in die tyd, en ook die fees van die ongesuurde brode 7 dae lank, soos 'n Pasga soos die is in Israel nie gehou van die dae van die profeet Samuel af nie, en al die konings van Israel het nie so 'n Pasga gehou as wat Josia en die priesters en die Lewiete en die hele Juda en Israel
wat aanwesig was en die inwoners van Jerusalem gehou het nie. In die 18de jaar van die regering van Josia is hierdie Pasga gehou. Josia sneuwel in 'n oorlog met Nego, koning van Egipte, vanaf vers 20. Na dit alles, toe Josia die huis herstel het, het Nego, die koning van Egipte, opgetrek om te veg by Karkemis aan die Eufraat, en Josia het uitgetrek om tegemoet. Toe stuur hy boodskappers na hom om te sê: "Wat het ek met jou te doen, koning van Juda? Ek kom nie vandag teen jou nie, maar teen die huis wat gedurig teen my oorlog voer." En God het gesê: "Ek moet gou maak, verset jou nie teen God wat met my is, dat hy jou nie vernietig nie." Josia het egter sy gesig nie van homself afgewend nie, maar homself onkenbaar gemaak om teen hom te veg. Hy het nie geluister na die woord van Nego uit die mond van God nie, en aangekom om te veg in die laagte van Megiddo. En die skutters het die koning Josia raak geskiet. Toe sê die koning aan sy dienaars: "Bring my weg, want ek is swaar gewond." Sy dienaars bring hom toe van die strydwa af weg, en laat hom vir sy tweede wa ry, en vervoer hom na Jerusalem, en hy het gesterwe en is begrawe in die grafte van sy vaders, terwyl die hele Juda en Jerusalem oor Josia gerou het. En Jeremia het 'n klaaglied oor Josia gedig, en al die sangers en sangeresse het in hulle klaagliedere van Josia gespreek tot vandag toe, en dit tot die insettinge in Israel gemaak. En kyk, dit is beskrywe in die klaagliedere. En die verdere geskiedenis van Josia en sy vrome dade volgens die geskrywe is in die wet van die Hemelse Vader. Sy geskiedenis dan, die vroeë en die laaste, kyk, dit is beskrywe in die boek van die konings van Israel en Juda. Tot sover. Hoofstuk 36. Joas, Jojakim, Jojagin, die konings van Juda. En die volke van die land het Joas, die seun van Josia, geneem en hom koning gemaak in die plek van sy vader in Jerusalem. 23 jaar was Joas oud toe hy koning geword het, en 3 maande het hy in Jerusalem geregeer. En die koning van Egipte het hom in Jerusalem afgesit, en die land 'n boete opgelê van 100 talente silwer en 'n talent goud. Daarop het die koning van Egipte sy broer Eljakim koning gemaak oor Juda en Jerusalem, en sy naam verander na Jojakim. Maar Nego het sy broer Joas saamgeneem en hom na Egipte gebring. 25 jaar was Jojakim oud toe hy koning geword het, en 11 jaar het hy in Jerusalem geregeer, en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader sy God. Nebukadneser, die koning van Babel, het teen hom opgetrek en hom met 'n koperketting geboei om hom na Babel te vervoer. Ook van die voorwerpe van die huis van die Hemelse Vader het Nebukadneser na Babel gebring en dit in sy tempel in Babel gesit. Die verdere geskiedenis van Jojakim en sy gruwels wat hy bedryf het en wat verder by hom gevind is, kyk, dit is beskrywe in die boek van die konings van Israel, en Juda en sy seun Jojagin het in sy plek koning geword. 18 jaar was Jojagin oud toe hy koning geword het, en 3 maande en 10 dae het hy in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader. By wisseling van die jaar het koning Nebukadneser gestuur en hom na Babel laat bring, saam met die kosbare voorwerpe van die huis van die Hemelse Vader, en sy broer Sedekia koning oor Juda en Jerusalem gemaak. Sedekia, die laaste koning van Juda, Nebukadneser verwoes Jerusalem en voer die volk weg in gevangenskap, vanaf vers 11. 21 jaar was Sedekia oud toe hy koning geword het,
en 11 jaar het hy in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader sy God. Hy het hom nie verontmoedig nie voor Jeremia, die profeet, wat gespreek het uit die mond van die Hemelse Vader nie. En hy het ook gerebelleer teen koning Nebukadneser, wat hom by God laat sweer het, maar hy was hardnekkig en het sy hart verhard, sodat hy hom nie tot die Hemelse Vader, die God van Israel, bekeer het nie. Ook al die owerstes van die priesters en die volk het baie ontrou gehandel volgens al die gruwels van die heidene en die huis van die Hemelse Vader, wat hy in Jerusalem geheilig het, verontreinig. En die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, het vroeg en laat na hulle gestuur deur die diens van sy boodskappers, want hy het die medelyde met sy volk en met sy woning gehad, maar hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag en met sy profete gespot, totdat die grimmigheid van die Hemelse Vader teen sy volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. So het hy dan die koning van die Galdeërs teen hulle laat optrek, en die het hulle jong manne met die swaard gedood, en die huis, hulle heiligdom gedood, en geen jong man en geen jong meisie, oue of gryse is verskoon nie. Hy het alles in sy hande gegee, en al die voorwerpe van die huis van God, groot en klein, en die skatte van die huis van die Hemelse Vader, en die skatte van die koning, en van sy vorste, alles wat hy het na Babel gebring. En hulle het die huis van God verbrand, en die muur van Jerusalem omgegooi, en al die paleise daarvan met vuur verbrand, sodat die kosbare voorwerpe daarvandaan vernietig is. En die wat van die swaard oorgebly het, het hy na Babel in ballingskap weggevoer, en hulle het vir hom en sy seuns slawe geword, totdat die koning van Persië tot heerskappy gekom het, sodat die woord van die Hemelse Vader deur die mond van Jeremia vervul sou word, totdat die land vir sy sabbate vergoeding gekry het. Al die dae van die verwoesting het dit gerus, om 70 jaar te volmaak. Kores gee die Judeërs verlof om na hulle land terug te keer. Vanaf vers 22. En in die eerste jaar van Peres, die koning van Persië, het die Hemelse Vader, sodat die woord van die Hemelse Vader deur die mond van Jeremia in vervulling sou gaan, deur die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Hemelse Vader, die God van die hemel, aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enige een onder julle wat aan sy volk behoort, mag die Hemelse Vader, sy God, met hom wees, en laat hom optrek. Tot sover. Julle is die einde van Kronieke. Ons sal dan aangaan met die boek van Esra.